Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Onthou jy nog die verhaal in 2 Konings 6 van die profete wat afgegaan het na die Jordaanrivier om bome af te kap? Vers 5 tot 7 sê, maar terwyl een die balk kap, val die yster in die water. En hy roep uit en sê, ag my Heer, dit is nogal geleen. En die man van God vra, waar het dit geval? En toe hy hom die plek wys, het hy 'n stok afgesny en dit daarin gegooi en die yster bo laat drywe. Een van die vreemdste dele van hierdie verhaal is wat Elisa gedoen het toe die man hom vertel het waar hy die byl verloor het. Hy het 'n stok afgekap, dit in die water gegooi en dit het die byl laat dryf. Om 'n byl te laat dryf mag dalk onmoontlik lyk. Maar die God wie ons dien, spesialiseer in die onmoontlike. Miskien het jy die laaste ruk geestelik agteruit beweeg en soos hierdie byl voel jy vandag heeltemal verlore. Net soos met hierdie verlore byl, is God gereed om vandag die onmoontlike in jou lewe te doen. Jy moet net glo dat hy sal en uitreik na hom toe. Jy sien, God kon maklik die byl direk uit die water gehaal het en dit in die man se hand geplaas het. Maar hy het nie. Hy het dit bo op die water laat dryf vir die man om dit te kan gryp. Net so moet jy jou deel ook doen om terug te keer na God toe as jy afgedwaal het. Jou deel is om uit te reik na God en sy hulp te ontvang. Wanneer die Heilige Gees sonde in jou lewe openbaar, laat dit jou eerder na God toe dryf vir hulp en vergifnis en nie weg van God af nie. Onthou, Jesus het vir ons sondes betaal, sodat ons sy vergifnis en genade kan ontvang en dan werklik uit ons foute kan leer. Al wat ons moet doen, is om dit wat tussen ons en hom staan, opreg te bely en bereid te wees om te verander. Dan sal God die verandering bring. Die Bybel sê in Jakobus 4 vers 8, nader tot God en hy sal tot julle nader. Is jy vandag bereid om dit te doen? Here, dankie dat U my liefhet, ten spyte van my foute en tekortkominge. Help my om my nie van U te onttrek wanneer ek foute maak nie, maar om eerder te kies om in nederigheid na U toe te kom vir hulp. In Jesus naam bid ek dit. Amen.